Hartlik welkom by ons begeleide gebed en my gebed vir jou is dat hierdie stilte tyd jou sal inspireer om meer tyd met die Here te spandeer. Vandag kyk ons na die Heilige Gees wat ons lei na wedergeboorte, spesifiek na Jesus en Nikodemus. Lees saam met my Johannes 3 vers 5 tot 8. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Wat uit vlees gebore is vlees, en wat uit gees gebore het, is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus moenie na hom kyk net as 'n Bybelkarakter nie, maar hy was 'n regte mens met 'n regte storie, met 'n reputasie in die gemeenskap en met 'n innerlike stryd binne in hom. So wanneer ons Johannes 3 vers 5 tot 8 lees, dan sien ons dat Jesus praat van uit water en gees gebore. Hy praat met iemand hier wat sy hele lewe lank reinheid, wetsonderhouding, godsdienstig dissipline beoefen het. Nikodemus was nie 'n buitestander nie, hy was nie 'n heiden nie, hy was binne in die stelsel, gerespekteerd, geleer, 'n morele kompas. Vir hom moes hierdie woorde skokkend gewees het. So Jesus sê eintlik in wese vir hom, Nikodemus, alles wat jou identiteit gevorm het, jou kennis, jou status, jou morele rekord, is nie genoeg om die lewe van God te ontvang nie. Dis die eerste lewe waaraan ek en jy so graag wil vashou. So hier's 'n paar goed oor Nikodemus, wat dalk waar is van ons. Nikodemus was 'n lid van die Sanhedrin, die hoogste Joodse raad. Dit beteken hy was deel van 'n magstruktuur wat later Jesus sou veroordeel. Hy kom snags na Jesus toe. Dis die ander deel in die verhaal. Dit was waarskynlik nie net uit vrees uit nie, maar omdat rabbies dikwels in die aand diep teologiese gesprekke gevoer het. Tog wys Johannes doelbewus op die simboliek. Nikodemus leef in innerlike duisternis. Al was sy uiterlike lewe reg, het hy innerlike duisternis gehad. Sy naam ook Nikodemus beteken oorwinnaar van die volk. Ironies, want hier staan hy magteloos voor 'n waarheid wat hy nie kan beheer nie. Om weergebore te word vir Nikodemus het beteken om te laat gaan. Dis die moeilikste deel in ons lewe, om te aanvaar dat sy eerste geboorte, sy Joodskap, sy geleerdheid, sy fariseer, sy godsdiens, hom nie outomaties by God bring nie. En dan om weer soos 'n kind afhanklik te word. Die uitdaging was natuurlik vir hom tussen sy mense, sosiaal en sy persoonlike lewe, sy beroep, was dit vir hom riskant gewees. Sien ook in hierdie gedeelte waar Jesus praat van die Gees is soos 'n wind, so hy gebruik hierdie bekende Hebreëse woord ruach of in die Grieks pneuma, wat gekoppel is aan God se skepende krag. Jesus sê vir 'n man wat alles verstaan en wil kategoriseer, hy sê jy kan God se werk nie voorspel of beheer nie, jy kan dit net ontvang. En vir Nikodemus, 'n man van reëls en struktuur, was die uitnodiging om oor te gee. Ons sien ook later in Nikodemus se lewe, Johannes 7 verdedig hy vir Jesus. Johannes 19, na Jesus gesterf het, bring hy mirre en alwyn om Jesus se liggaam te begrawe, openlik in die lig. Dit lyk vir ons of wedergeboorte nie 'n oomblik was nie, maar 'n proses, van nag na skemer, na lig. En so werk die Gees in ons lewens. Ek wil jou nou nooi, wil jy nie jou hande oopmaak as 'n teken van by die Here te ontvang nie. Nou vra ons onsself, waar vertrou ek nog op my eerste geboorte, my prestasie, my kennis, my goeie naam, my morele kompas? Waar vertrou ek nog op my eerste geboorte? Nou nog 'n vraag vir jou, wat beteken dit vir jou om weer gebore te word?
Wees sensitief vir dit wat die Here nou jou persoonlik na toe nooi. Heilige Gees, soos wat U met Nikodemus gewerk het, sag, tog eerlik, geduldig, so werk U ook met elkeen van ons. Here, ons hoef nie alles te verstaan nie. Ek hoef net oop te wees. Ek hoef net oor te gee. Waai waar U wil waai. Bring lewe waar ek net miskien probeer om te oorleef. Bring lewe en lewe in oorvloed. Here, ek rus in U nabyheid, in U teenwoordigheid.